Goeiemôre aan elkeen op hierdie Maandag 23 Februarie. Dirk aan hierdie kant. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle liefhet, moet julle mekaar ook lief hê. En as julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle my disippels is. Nou mens kan nie anders as om getref te word deur die eenvoudigheid van die gebod wat Jesus aan sy disippels gegee het nie. 'n Mens kan ook nie kwaadlik geneem word as jy dink dat hierdie gebod ongemerk by die disippels verbygegaan het nie. Veral as Petrus nie hierop reageer nie, maar wel op dit wat Jesus net voor dit gesê het. Lees ons die voorafgaande, besef ons, hoekom? Petrus se gedagtes was gefokus op die feit dat Jesus gesê het dat hy nie meer baie langer by hulle sal wees nie, en dat hulle nie saam met hom kan gaan nie. Ironies egter, toe hy vir Jesus vra, Here, hoekom kan ek U nie nou volg nie? Ek sal my lewe vir U aflê in vers 37. Bewys Petrus deur sy woorde, dat waar dit Jesus aangaan, hy reeds met hart en siel gereed is om die nuwe gebod te aanvaar en te gehoorsaam. Om lief te hê op die manier wat Jesus verlang. Hy het saam met Jesus geleef, gesien hoe hy wonderwerke verrig, hy is deur hom geleer. Hy weet hoe belangrik Jesus vir hom is. Maar Jesus weet dat Petrus se gees nog nie heeltemal gereed is om dit wat hy gesê het hy sal doen, te doen nie. En hy sê, sal jy jou lewe vir my aflê? Dit verseker ek jou, nog voor die hand kry, sal jy my 3 keer verloon, daar in vers 38. En ons weet dat Petrus tydens Jesus se verhoor bang was om as een van sy volgelinge geïdentifiseer te word. Maar nadat hy vir 40 jaar die evangelie getrou verkondig het, bewys hy sy liefde vir Here verder deur vir hom te sterf, volgens oorlewering onderste bo aan 'n kruis. En miskien is dit waar alles vir ons menslike swakkelinge begin. Miskien verloon ons Jesus ook en is ons bang vir die gevolge. Die soort liefde waarna Jesus verwys is voortdurend vol opofferings. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê, sê Johannes daar in hoofstuk 15. Jesus se hele lewe was 'n opoffering. Ons lees nêrens dat Jesus aangedryf is deur belonings wat hom ryk en beroemd sou maak nie. Inteendeel, Jesus het vir hulle gesê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te voltooi. Hy het die voorbeeld gestel deur vir die wêreld te sterf en verwag van sy volgelinge om dieselfde te doen. Jesus roep sy volgelinge om die wêreld met 'n onselfsugtige liefde vol opofferings lief te hê. Dit moet begin by ons liefde vir Jesus. Dan sal ons verstaan en krag van hom ontvang om waarlik mekaar lief te hê. Dit sal dan ook vir ander duidelik wees dat ons sy disippels is. Kan ons soos Petrus sê, ek sal my lewe vir U aflê? Hoe toegewyd is ons aan Jesus? Hoe toegewyd is ek en jy regtig? Here, help my om U waarlik lief te hê en om volkome toegewyd aan U te wees. Skenk my die krag om ander lief te hê soos U my liefhet. Amen.